Terwyl ons so staan, kom ons sluit die oë. Dankie ons Vader Jahwe dat ons die werke kan besing en dat u getrouheid vir ons vaste anker is, dat ons saam met die psalmdigter kan sê, u trou is 'n skild en 'n pantser vir ons. En daarom vandag Vader Jahwe wil ons siele voor die aangesig bring, u aanbid met dit wat die psalmdigter so mooi sê, loof Jahwe o my siel en alles wat in my is. Dankie vir u volmaakte werk in Yeshua. Dankie dat u waardig is om te ontvang die eer en die heerlikheid, die majesteit en alles wat u vir ons voorgeskaap het, u skepping om in verstomming te leef en in toewyding, in heiligheid en in reinheid. Dankie Vader Jahwe dat ons al hierdie skatte in Yeshua het en ons bid vanoggend vir wysheid om dit te sien, insig te vermeerder, om u te aanbid Vader Jahwe, soos wat Yeshua ons leer in gees en in waarheid. Dankie dat ons dit mag bid en daardie vertroue dat u ons Vader weet wat ons nodig het en alles wat ons vra in Yeshua se naam, dit gee u vir ons. Amen. U kan die sitplekke inneem, baie dankie. Ons is vandag by Filippense, kom ons noem dit nou maar die derde deel van die eerste deel. Die eerste gedagte, die blymoedige dienskneg, het ons opgedeel in 3 dele. Eers die opskrif en seëngroet, en dan die vorige deel, 19 April se boodskap, gaan vanaand uitgesaai word vir die wat nog nie dit gehoor het nie. En dan vandag die derde deel, dan die gebed van die blymoedige dienskneg. In Filippense gaan ons skriflesing wees, Filippense 1 vanaf vers 9 tot 11. En hierdie gebed van die blymoedige dienskneg het vir ons 'n groot waarde. Vir elkeen van ons en ek noem dit, ons sê baie keer, maar die ou wêreld sê baie keer net, ons gaan hemel toe. En dis 'n geweldige mooi vooruitsig, maar saam met dit is daar hierdie, en ons het dit nou gesing, die wedloop, die stryd, die koninkryk wat nou in ons lewe moet gestalte kry, dat ons as waardige burgers in hierdie hemelse woninge van Yeshua kan ingaan. So daar's definitief vir die bruid 'n baie spesifieke, doelgerigte voorbereiding voor sy die bruidegom ontmoet. En dis waarvoor die Heilige Gees uitgestort is, om dit in ons lewe te werk. Nou dis 'n saak van groot blydskap, om die werke van die bose te kan aflê, om die dooie werke te kan afsterwe, en bekleed te word met die reinheid van Yeshua self. Dit is soos om jou ou stinkvuil werksklere uit te trek, en daardie varsheid van met reïnwater gewas te word, lekker te ruik, mooi hare te kam en nuwe skoon vars klere aan te trek. Dis tog iets aangenaam wat ons hopelik elke dag ervaar, maar dit is vir ons kostelik in ons geestelike lewe om daarna te smag. En nou is dit ook iets wat nie net jy as individu ervaar nie, maar die gemeente saam, want dit is een bruid. Dit is iets wat die bruid saam moet beleef. So daar die hoogste prioriteit om eendag rein en heilig voor Jahwe te staan, moet ons gemeenskaplike doel wees. En daarom is dit waarvoor ons bid. Nou dit is iets waarvoor Paulus baie bid, en ek is so bly. Oom Hendrik het in waar geopen? 2 Korintiërs 13, pragtig. En hy sê spesifiek, ek bid dat julle volmaak word. En later sê hy weer, word volmaak. Hy sê dit 2 keer in daai kort stukkie wat oom Hendrik gelees het. En ons sien dat dit sy begeerte was om sy hele lewe daartoe te wy in hierdie proses van heiligmaking van die gemeente. Nou dis waarmee hy Filippense open, ook spesiaal, en ons lees vers 9 tot 11, en dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waarop dit aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag
van Messia, vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is deur Yeshua Messia, tot heerlikheid en lof van God. Amen. As daar nou 3 versies is in jou Bybel wat jy 'n raampie kan omtrek en sê, dis my elke dag se gebed, vir myself en vir my maat en vir my gemeente, vir die kinders van Jahwe, dan is dit hierdie 3. Hier is 'n baie sterk, kernagtige opsomming van dit waarmee Jahwe begin het. Onthou julle Filippense 1:6, hoe Paulus sê, ek vertrou op dat, lees dit saam met my, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Yeshua. Die tweede keer, in 'n kwessie van 'n paar sinne, het ons weer te doen met die eindstreep, die wendpaal, die dag van Yeshua. En Paulus sê, wanneer hy na hierdie gemeente toe kom, en ons het dit laas hanteer, met die oog op Yeshua se koms, bid ek die volgende vir julle. Nou, die dag van Yeshua is iets wat ons in die konteks van Jahwe se woord 'n baie gesonde perspektief moet hê. Nou sê ek gesond, want daar is afdraaipaadjies, daar is 'n wanbalans, daar is die wat alles los en in vrees en sensasionele temas en onderwerpe praat oor die dag van Yeshua. Ons ken die wêreld daar buite wat op vreemde maniere 'n tipe van 'n opwekking wil hê oor die dag van Yeshua. Daarin lê geen sin nie, daarin lê geen geestelike groei of vordering of volwassenheid nie. Dis maar net 'n opstokery. En dan is daar die wat weer lewe, soos wat die spotters en Petrus sê, dat waar is die dag van Yeshua? Ons leef maar soos ons altyd leef, en daar is ook 'n nalatigheid. Nou wanneer ons na die woord van Yeshua kyk, vind ons in ons heiligmaking die gesonde toewyding en ywer. Want hoekom al hierdie stryd vir heiligmaking? Hoekom al hierdie stryd van vrug dra? Dit het 'n fokus, 'n oogmerk, die koms van Yeshua. Want dan word die bruid in haar heerlikheid, wat natuurlik Yeshua se heerlikheid in haar is, geopenbaar. Daar is 'n doel. Daar is 'n spesifieke rede hoekom ons as gemeente 'n begeerte het na geestelike groei, geestelike volwassenheid. Stagnasie is 'n geweldige vyand. Louheid en luiheid en laksheid, aan die slaperigheid. Ons ken die verhaal van die 10 maagde. Daarom wanneer Paulus bid, leer hy ook ons om te bid. Daar's 'n roeping vir ons elkeen om in jou lewe te leer om te bid, en ook om 'n voorbeeld te wees van iemand wat gegroei het in sy geestelike lewe. Jou gebed weerspieël jou geestelike geloof, jou perspektief, jou belydenis. So, ons het voorbeelde in die Bybel, in die gemeente, hoe om te bid vir mekaar. Baie keer sê ons weet nie hoe om te bid nie. Hier is vir ons 'n pragtige voorbeeld, wat jy môreoggend kan vat, en dit bid vandag, 2026 Mei. Ek bid dit. Nou, net vir interessantheid, dat daar's geweldige interessante en oulike parallelle tussen Filippense en Kolossense se gebede. Julle kan nog 3 gebede merk. Paulus gaan ook daarin Efesiërs 3 vers 14 tot 21 en Kolossense 1 vers 9 tot 14. Ek gaan dit weer stadig sê, is ook baie van dieselfde aard. Daar's ander gebede in die Bybel baie, maar op dieselfde aard, gemeentegebede. As jy hierdie week elke oggend 'n ander gebed wil bid, spesifiek met die oog op geestelike groei, toename in wysheid, kennis, krag, volharding, liefde, blydskap, dankbaarheid. Efesiërs 3 vers 14 tot 21. Paulus se gebed vir die gemeente, Kolossense 1 vers 9 tot 14. Hulle sal dieselfde sinsnedes daar kry. Nou kom ons kyk na die gebed. Nadat ons vir mekaar gesê het, gebed is nie opsioneel nie. Gebed is nie as ek net rustig voel nie. Gebed is 'n prioriteit.
Gebed is 'n roeping. Gebed is 'n uitnodiging om Jahwe te ontmoet voor sy troon van genade. Gebed is die tyd wat ons geloof se diepste wortels bely, wanneer ons met vrymoedigheid na Jahwe toe kom. Die feit dat ons met vrymoedigheid na hom toe kom, sê al klaar, ons staan in Yeshua se geregtigheid, want geen mens kan uit homself uit met vrymoedigheid tot die lewende God nader nie. So wanneer ons werklik bid, soos die Hebreërs 4 sê, omdat ons 'n hoëpriester het, dan is dit met daai bewustheid en daai belydenis, Vader, ek kom na U toe, omdat Yeshua op die troon vir my intree. Ek kom na U toe met die verwagting dat die Heilige Gees, my ou verstand wat so onvrugbaar is, my gedagtes wat so rondhardloop, my swakheid, my broosheid, ek kom na U toe in die verwagting dat U Gees vir my sal bewus maak van U werk. Van U werk wat U begin het, wat vandag werk in proses gaan wees met die oog op Yeshua se koms. So gebed wil ek elkeen aanspoor. Elke ware kind van Jahwe het 'n geestelike, ek wil dit nie net stryd noem nie, want dit klink baie keer so negatief, maar 'n geestelike ervaring van bergklim, van opdraande. Gebed is vir almal 'n oomblik wat jy moet fokus, 'n oomblik wat jy moet toewy, 'n oomblik wat jy moet neerlê, 'n oomblik waar jy bewus word van jou eie swakheid, sodat jy in Jahwe se sterkte kan groei. So Paulus bid die volgende, dat julle liefde, vers 9, nog meer en meer oorvloedig mag word. Nou, nadat Paulus self sy eie innige liefde in vers 7 en vers 8 bekend gemaak het, vloei uit sy liefde vir die Filippense die gebed, Jahwe, maak hulle liefde nog meer. Dis die kern. Dit is die basis van verhoudings. Voordat ons gaan verskille op die tafel sit, voordat Paulus gaan praat oor mense wat hulle eie belang soek en al die geskille en verskille, begin hy eers met die belangrikste gebed. Vader, ek bid dat U die gemeente se liefde nog meer en meer oorvloedig maak. Dis die nommer 1 karaktereienskap waaruit alles vloei. God is liefde. So wanneer Jahwe vir ons leer om mekaar lief te hê, dan het ons al in die verlede dit baie sterk beklemtoon. Ons het die liefde leer ken uit God is liefde, Yeshua het ons lief gehad. Sy lewe neergelê. Dis daardie spesifieke liefde, onthou julle die 1 Johannes boodskappe, dis daardie liefde waarvan Paulus in 1 Korintiërs 13 sê, die liefde, en dit is 'n lied, dis 1 Korintiërs 13 is so pragtig. Dis daardie liefde wat hy eerstens vir die gemeente bid, dat dit meer en meer sal word. Nee, julle het nog nooit lief gehad nie. Jahwe het 'n goeie werk begin. Maar wie van ons het gearriveer? Wie van ons kan sê, ons weet alles van liefde, ons is nou volmaak? Nee. Paulus sê vir hierdie gemeente, Vader, hierdie liefde wat in hulle lewe werk, wat hulle leer ken het in Yeshua, maak dit meer, en dit is so mooi die herhaling, meer en meer, oorvloedig. Nou in die Griekse taal is dit nou 'n mooi manier om daai progressie, daai groei aan te dui, meer en meer, met die oog oorvloedig. Ek weet nie wie van julle het onlangs gesukkel met 'n verstopte kraan of 'n verstopte pyp en daar kom 'n druppeltjie en nog 'n druppeltjie en jy hoop dit wil vinniger kom en meer en meer en meer. En soos dit meer word, kan jy sê nog, laat dit spuit, kom nog, nie net druppeltjies nie. En so is dit met die liefde, dis 'n fontein. Jahwe se heerlikheid word baie keer Yeshua se lewe met 'n fontein wat borrel.
En daar is by die persoon waar daar staan nie die verwagting dat hy minder en minder. En 'n fontein gee vir my die indruk nog en oorvloedig. Dis die skoonheid, dis die heerlikheid van so 'n bron. Nou Jahwe is liefde in die bron, in die geval het geen einde nie. En daarom kan ons 'n realistiese gebed bid, Vader, maak U liefde in ons lewe nog meer en oorvloedig. Ons het geen vooruitsig dat U liefde, dat is min dinge wat jou so, jou wielietjie so pap maak soos 'n kraan wat drup en al stadiger en jy weet, nee, hier is moeilikheid. Jy kan nooit bly op 'n plot nie. Realisties, wel die dorpsmense kan dit ook sê, want daar is baie sulke oomblikke. Wanneer Paulus bid, het hy werklik waar hierdie beeld, Jahwe, meer en meer oorvloedig. Dit spreek alle stagnasie, alle passiwiteit, spreek dit onmiddellik aan. Daar is nie 'n terugsit en handjies vou. Die liefde wat 'n werkwoord is, die liefde van Jahwe. En ons gaan nou oorgaan, dat hierdie liefde is nie net 'n goedvol gevoel nie, maar dit word gedefinieer, liefde wat oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring. Nou, dit is so, dat die wêreld 'n tipe van 'n romantiese beeld het rondom liefde. En daar is tyd en plek in 'n verhouding vir daardie, ons geniet mekaar en daardie toegeneentheid. Maar wanneer ons werklik by hierdie gebed kom, gaan dit oor die heerlikheid van Jahwe, vanoggend se stilte tyd uit 2 Korintiërs 4, wat in kennis van Yeshua geopenbaar is, want Jahwe openbaar homself in Yeshua, en dit sluit sy hele lewe in, lyding, verdrukking, volharding, geloof, alles. Hoe meer ons Yeshua ken, hoe meer ons in daardie werk van die Heilige Gees wat ons leer en onderrig en ons insig gee, hoe meer is daar hierdie liefde wat borrel. Kennis en alle ervaring. Nou hierdie woord vir ervaring in Grieks is dieselfde een wat in Hebreërs 5 vers 14 gebruik word. Blaai gou saam met my op pad soontoe. Hebreërs 5 vers 14 gaan oor geestesvermoëns. Dit gaan oor 'n onderskeiding, en ek is mal hieroor, want party mense sê liefde knyp oë toe vir alles is nou maar reg, en dis presies nie. Hierdie goddelike liefde onderskei tussen wat reg en verkeerd is. Hebreërs 5 vers 14, en sien nou die geestelike groei hierin, die volwassenheid, en dink terug aan ons gedeelte in Filippense 1 vers 9, dat hierdie pad van liefde groei na volwassenheid. Vir Hebreërs 5 vers 14, vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Wonderlik dat ons as mens, onthou nou, ons was op 'n plek waar Jeremia 17 sê, bedrieglik is die hart van die mens. Hy noem soet bitter en bitter soet, hy het nie daai onderskeiding nie. Maar in Yeshua, deur die werk van die Heilige Gees, kan ons weer groei om te onderskei tussen reg en verkeerd, tussen soet en bitter. En dit is spesifiek in die konteks van die liefde. Want die ou mens, die ou natuur, het 'n liefde vir die vlees gehad, vir die sonde. En hy kon nie onderskei dat dit die dood voortbring nie. Maar in Yeshua kan ons onderskei tussen die smalweg en die breë pad. En dis in hierdie liefde wat Paulus sê, ons moet groei. Onthou julle Johannes het dit so duidelik gesny in 1 Johannes 2. As jy die wêreld liefhet, is die liefde van Jahwe nie in jou nie. Eenvoudig. So wanneer ons in die liefde van Jahwe groei, dan onderskei ons dat dit wat die wêreld ons bied, is boos en verkeerd. En dis wat Paulus oor die gemeente bid. Dat ons in hierdie liefde, wat 'n geestesvermoë in ons bring om te onderskei, sal groei. En hy in ons Afrikaanse Bybels vertaal dit in Filippense 1 vers 9 met die woordjie ervaring
En in Hebreërs 5 vers 14, geestesvermoëns deur die gewoonte geoefen. Alles teen passiwiteit, alles teen gemak en selfsug en stagnasie. Dis 'n oproep. Dis waarvoor Paulus bid. Kennis van Yeshua, wat ooreenstem met Efesiërs 3 vers 4, Efesiërs 3 se gebed wat ek net nou genoem het, waar hy bid dat ons saam met al die heiliges die diepte, die breedte, die hoogte van die liefde van Yeshua sal ken, wat alle kennis oortref. En dit is 'n alles oortreffende groei in die liefde. Nou, ons het 'n mikpunt en julle weet dat dit lê voor die dag van Yeshua. En ek moet heeltyd terwyl ons oor al hierdie dinge praat, moet ons onthou, hierdie is net 'n opwekking vir môre of vir my eie gewin, sodat ek is nie die fokus nie. Alles wat ons nou sê, werk na die dag van Yeshua, en die dag van Yeshua het in sigself 'n baie spesifieke fokus, naamlik die lof en die heerlikheid van God. So, dit gee die fondasie en die autoriteit, hoekom ons dit wat ons hanteer, die heerlikheid van Jahwe. Vers 10, om die dinge waar dit op aankom te onderskei. Julle sal verbaas wees as julle nou gaan merk in Paulus se briewe hoeveel hy op die kognitiewe, die denke van die bekeerde mens fokus. Baie mense voel geloof is 'n stap in die donker. Dit is 'n gevoelsding. Dit is amper mens staan verstom hoe Jahwe met sy kinders in hulle verstand werk. En daarom skryf Paulus baie keer, julle moenie onverstandig wees nie. Julle moenie 'n verstand hê wat onvrugbaar is, wat verduisterd is. En dan praat ons nie van swakpunte op skool nie. Dit kan die slimste mense wees, dit kan die slinkste mense wees, dit kan hoogs intelligente mense wees, wat verduisterd is in die verstand. Dit wat jy dink is net verkeerd, dis korrup. As ons praat van Yeshua gee ons verligte oë van die verstand, gaan dit om Jahwe te sien, Jahwe se heerlikheid, om hom te ken, om te sien en insig te verstaan. Hy is eintlik die ophef van daardie oordeel in Jesaja 6, gaan sê, smeer die oë van die volk toe, sê vir hulle sien, hulle sal nie sien nie, en hoor en nie verstaan nie, en nie tot bekering kom nie. So die teenoorgestelde daarvan is, om te sien en werklik waar te besef hoe nodig het ek Jahwe. Om hom te sien en om te eer vir wie hy is. Om te hoor en insig te vermeerder. Dis die onderskeid. Die afgelope week het Dominee Jaco begin met 'n reeks. Die Fariseërs was lief vir die skrifte, want hulle het gemeen hulle daar in die ewige lewe. Maar die krag daarvan verloon. Die boodskap, die openbaring van Jahwe het hulle gemis. En dit is waarvoor Paulus bid, om die dinge waar dit op aankom, te onderskei. Die beste dinge, die hoogste, die prioriteit, die lewe, Yeshua self, om dit raak te sien, te onderskei, te differentieer. Die Griekse woord is so naby aan die woord in Engels different, dis waar hy vandaan kom. Om te kan sê, daardie dinge het sy plek, onderskei, Jahwe eer die woord van die ewige lewe. Johannes 6 sê Petrus, wanneer baie Yeshua verlaat, sê, wie kan hierdie woorde volg? Dan sê Yeshua vir die disippels, wil julle nie ook gaan nie? Dan onderskei Petrus. Meester, u het die woord van die lewe. Waartoe sal ons gaan? Daardie onderskeiding. Maak nie saak of dit 'n eis het, maak nie saak of dit 'n hart is nie, maak nie saak wat nie, dit is die lewe. Ek onderskei. Die juk van Yeshua is waarlik lig en ons moet van hom leer. Ons moet hom volg, ons onderskei. Weereens 'n kognitiewe, 'n verstaan, 'n insig. En dit vergroei. Ek kan maar in my eie kort lewetjie sien, dit wat ek op hoërskool verstaan het, en hoe dit oor die jare heen begin vorm kry het, beginsels, ons vat die doop. Die dag toe ek gedoop is,
ek nie alles verstaan nie, maar iemand het vir my gesê, moenie bekommerd wees nie, moenie jou eendag laat doop die dag as jy alles verstaan nie, dis nie hoe dit werk nie. 'n Babietjie word nie gebore met al die kennis nie, jy begin met gehoorsaamheid. En so sê Johannes 14, as jy my volg, my gebooie doen, sal ek en die Vader by jou woning maak, en ons sal onsself aan jou openbaar. Daar's groei, daar's iets om na uit te sien. Geestelike groei is heerlik. En deel daarvan is om die dinge waarop dit aankom, die beste dinge, dit wat saak maak, te onderskei. Al hierdie dinge gesê, bring vir ons die begrip reinheid, sodat jy rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie. Engels sê blameless. Sodat jy rein. Jahwe roep Israel uit Egipte, 'n huis waar daar soveel vuilheid en afgoderry was, en hy vat hulle deur die Rooi See. Paulus sê so mooi, die volk is gedoop. Hulle is basies gewas. En hulle gaan deur die Rooi See, op pad deur die berg Sinai om Jahwe te ontmoet en in die verbond met hom te gaan. En ons sien daar die beeld, Jahwe wil was, Jahwe wil skoon maak. Ons sien die doop van Johannes, en dan die belangrikste doop, die doop van Yeshua, waar ons in hom sterwe, skoon gewas word deur sy bloed. En deurgaans is daar by ons hier die begrip, maar dis omdat ek in Yeshua se reinheid staan, hy is die een wat my reinheid gee deur sy bloed, dat daar geestelike groei kan plaasvind. Reinheid. Reinheid is nie meer vir ons in die konteks van die ou verbond, raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, raak in iets en dan word jy onrein. Nee, Yeshua leer ons van innerlike reinheid. 'n Hart wat deur hom geherstel is, sodat dit wat kan uitkom, in reinheid kan uitkom. Yeshua sê, dit wat uit die mens uitkom, dis wat hom onrein maak, moord en woede en kwaad en ensovoorts. So dit is ons groot konteks waar binne ons Jahwe wil ontmoet, want hy is op pad na die dag van Yeshua in vers 10. Onthou julle in ons reeks oor Johannes, 1 Johannes 3, maak gou saam met my oop, 1 Johannes 3. Die kinders van God, die liefde wat die Vader aan ons bewys het, kyk hoe kom die begrippe saam. Ons het ook in Paulus se brief begin met die liefde. Ons het 'n verlange om meer en meer liefde te hê. Want dit is in liefde wat Jahwe sy seun gee, om ons te red. In Johannes sê, in 1 Johannes 3 vers 2, spreek hulle aan as geliefdes, bemindes. Nou is ons kinders van God, en is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat as hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Ons gaan hom in reinheid aanskou. As jy hom in onreinheid aanskou, verteer sy glans, sy vuur jou. Maar wanneer jy in reinheid hom aanskou, dan is daar 'n gemeenskap. En daarom, hierdie geloofsbelijdenis, vers 3, elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Jahwe is rein. En elkeen van ons wat homself in Yeshua sien met die dag van sy koms, daardie reine ontmoeting, dis ons hoop, dis ons vastigheid. En dit is wat vir ons vandag aanspoor, as hy sê, dit reinig ons, dit is ons dryfkrag. Vader, ek wil in reinheid wandel. Want dit is die wendpaal. Dit is ook by u wil arriveer. Dit is my hart se diepste begeerte, reinheid. Ek sê weer, ons leer die term reinheid eers te ken in Levitikus, in die Ou Testament. Daar's baie ander plek, ook Genesis, Exodus, maar wat ons regtig ervaar, rein en onrein diere, en reinheid in die laar, en die reinheid van die klere, en die reinheid, onreinheid as jy in 'n dooi raak. En dit raak vir ons baie keer so 'n begrip wat net in die Ou Testament hoort. Nee. Reinheid is die tema van die Nuwe Testament. Die Ou Testament was net 'n skaduwee, dit was net 'n beeld. As Jahwe vir Israel sê by Eksodus 19, Moses,
Laat die volk hulle vir 3 dae reinig voordat ons ontmoet. Dan sien ons, voor die verbondsluiting is daar reinheid. Joshua was sy disippels se voete voor hy sterf en sê, julle is almal rein, behalwe nou Judas. Die reinheid is belangrik vir verbondsluiting, in reinheid. Paulus, hy beywer om met alles om die gemeente as 'n reine maagd voor Jahwe te stel. En dis hoekom hy dit vir Filippense ook kan bid. Baie interessant dat dit die liefde is wat hierdie werking in ons lewe het. Ons het 'n baie groot voorreg om te kan nie net sing oor die wederkoms nie, maar dit besing in ons harte te koester. Ek wil regtig vir elkeen vra dat ons die liedjie gesing het van die kinders as hy weer kom. Is dit maar net 'n kinderliedjie? Is dit maar net 'n liedjie met 'n mooi melodie? Of is daar in jou hart as hy refrein kom en ons sing haleluja? Sing jou hart haleluja. Maranatha, kom. Is jy by Openbaring 22 waar die Gees saam met die bruid sê, kom Joshua. Dis ons hart se begeerte en om dit uiting te gee, het ons hier die pad van reinheid en heiligmaking en meer in die liefde, sodat wanneer U kom, dat dit ons grootste ontmoeting ooit sal wees. Ek weet ons het 'n besige lewe. Ons het almal 'n besige lewe en ons het dinge wat ons laat rondrol in die aand. Maar behoort ons nie vanoggend stil te word en te sê, maar waarheen is ons op pad? Is ek dalk op 'n gevaarlike plek in my lewe waar die koms van Joshua nie meer my hoogste prioriteit is nie? En ons kan soms so vasgevang word en dit is 'n stryd van hoërskool, ek weet nie of die laerskoolkinders al bekommerd is oor toetse nie, kan seker wees, maar hoërskool, eksamens en studentelewe en werk en prestasie en bekommernisse van die oggend tot die aand wat my gedagtes vashou. Die doel van gemeente wees om op aarde voor te berei en die liefde toe te neem, om die dinge waarop het aankom, die beste van die beste te onderskei, sodat ons rein kan wees en vir niemand 'n aanstoot kan wees. Binne die konteks van die gemeente, ons is nie daardie gelowiges wat Paulus moet aanspreek en sê, mens praat nie eers oor sulke goed nie, hoe word dit nog in die gemeente beoefen? Dat ons werklik voor Vader Jahwe nie aanstoot, in Engels blaamloos sal wees. Tot op die dag van Messia. Hoekom? Vervul vers 11 met die vrug van geregtigheid, wat daar is deur Yeshua Messia tot heerlikheid en lof van God. Wanneer Jahwe vir ons in die skepping miljoene kere leer, jy sit 'n saadjie in die grond, hy ontkiem, word 'n plant, daar's baie dinge wat pla, onkruid, storms, droogte, maar op 'n stadium is daar vrug, en daardie vrug is die eindproduk. Dink nou weer aan die teks, hy wat 'n goeie werk begin het, sal dit voltooi. Die voltooiing, die vervulling, die volmaaktheid, is op die dag van Messia. So die vrug van geregtigheid, vers 11, is die vrug wat voortkom uit die geregtigheid wat ons in Yeshua het, en daarom is al die vrugte van die Gees, Galasiërs 5, liefde, blydskap, vrede, getrouheid, selfbeheersing, lankmoedigheid, lydsaamheid, is uit Yeshua, maar dit is weer eens met die oog op die openbaring van Yeshua en die bruid in heerlikheid. Kolossense 3 sê so mooi, en wanneer Yeshua verskyn, geopenbaar word wat ons lewe is. Hy is ons lewe. Hierdie vrug van geregtigheid is ons lewe. Ons dra dit elke dag, vrug van geregtigheid. En dit is deur Yeshua Messia, vers 11. Ag, net so 'n bietjie weer herinnering, Efesiërs 2 vers 10. Ons sê, quoteer dit baie, maar kyk hom net gou weer saam met my asseblief. Efesiërs, nadat Paulus gesê het, hy het ons lewend gemaak, ons wat dood was. Wat is die doel van jou lewe, Efesiërs 2 vers 10?
Ons is sy maaksel, geskape in Messia Yeshua tot goeie werke. Dis die vrug van geregtigheid. Dis presies dieselfde begrip. Goeie werke is die vrug van sy geregtigheid in my lewe, die werk wat die Heilige Gees doen om my te verander na sy beeld. Wat God voorberei het, hier het ons te doen met die raadsplan van Jahwe, van ewigheid af, voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Dit is kostelik. Paulus se gebed vir die gemeente is helder, dis duidelik, dis doelgerig. In hierdie 3 verse, vers 9, 10 en 11, sien ons dus in lyn met die raadsplan van Jahwe. Ons is sy maaksel, ons is daardie saad, wat deur die onverganklike saad van die woord voorgebring is, daardie plante, daardie bome, wat daardie vrug voortbring, wat met die insameling van die oes, julle sal nou onthou in die Ou Testament, was daar feeste, die oes is ingesamel, die tiendes, die offers, die kroon, die vet, die eerstelinge, die mooiste, die beste is Jerusalem toegebring, die wat die Bybelstudie gevolg het, die week, Deuteronomium 12, die enigste heiligdom, die room van die oes, is ingebring om voor die aangesig van Jahwe te geniet. En so is dit ook met ons geestelike lewe. Ons praat van die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees. Pragtig hoe Jahwe dieselfde beeld uit die natuur uit vat. Selfbeheersing is nie net ietsie wat nie daar is nie, en môre is hier 'n ryp vrug. Nee, hy gaan deur 'n proses. Hy deur die werking van die Heilige Gees. Maar hy het 'n doel. Jou selfbeheersing is nie net dat jy die moeilikheid uit moet bly nie. Dis nie net dat jy hoef minder vir ander mense jammer te sê nie. Ja, dit het klomp voordele. Maar kom ons stel ons oog op die koms van Yeshua in. Die vrug wat ons nou dra, is deel van die bruid se bekleding, die rein fyn wit linne van Openbaring 19, sodat wanneer Yeshua geopenbaar word in ons in hom, dat daardie vrug, daardie getrouheid wat ons vandag beoefen, in die dag van Yeshua, tot sy heerlikheid sal wees. Dink mooi daaraan, wat is vrug? Hoekom vrug? Waarheen is vrug op pad? Hoekom doen ons moeite met vrugtebome? Wat is die doelwit? Hoekom is dit dat Paulus so vir die gemeente bid, al is hy in die tronk? En dit is baie interessant. Sy bediening stop nie wanneer hy in boeye is nie. Hy bid vir hulle. Hy bedien hulle nog steeds. Hy werk en arbei nog steeds vir hulle. Julle kan al die ywer hoor wat daar nodig is om vrug voort te bring. Gelukkig sê Jakobus so mooi. Jakobus 5, die arbeider wat die hardste werk, die landbouer, behoort eers van die vrugte eet. En ons sien alles 'n vervulling in Yeshua, want hy is die wynstok en die Vader is die landbouer. En hy werk, en dis Paulus se gebed vir die gemeente om te sê, sien dit raak, Jahwe is die landbouer in jou lewe. Jahwe is die een wat die vrug soek. Dis nie net ons soek die vrug nie. As jy sukkel om regtig opgewonde en 'n dryf in jou motivering te hê vir vrug, sien dit vanuit Johannes 15 uit. Yeshua is die wynstok en my Vader is die landbouer. Ek het julle aangestel, ek het julle uitverkies en aangestel om vrug te dra. Uitverkiesing is 'n onderwerp wat ons geweldig opgewonde maak. So nederig, want wie is ons? Hy het ons uitverkies, maar aangestel om vrug te dra. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra. Watter groter blydskap kan daar in ons lewe wees as die heerlikheid van die Vader? Om sy heerlikheid. Dis 'n groot onderwerp, Yeshua sê, vir die fariseërs van sy tyd. Johannes maak melding daarvan in die evangelie. Julle soek die eer van mense. Julle soek die heerlikheid van mense. Groot manne, name, met groot dade. Nee, sê Yeshua, ek soek die eer van God. Nou as ons werklik onsself instem om die eer van Jahwe te soek, waarin word Jahwe verheerlik? Die einde van vers 11, ons vat dit saam, tot heerlikheid en lof van God. Dis wonderlik om die hande op te hef en sê, Vader, ek loof en ek prys U.
En dit is deel van lofsange om die heerlikheid in Jahwe te bring. Maar die fisiese vrug wat jy dra, nou sê ek fisies, daardie praktyk, daardie uitgaan om selfbeheersing te oefen, dis tot lof en heerlikheid van Jahwe. Daardie getrouheid, daardie lankmoedigheid, daardie volharding, daardie geduld, dis tot lof en heerlikheid van Jahwe. Dis waarvoor die skepping daar is. Paulus het 'n baie holistiese beeld in sy gebed. Nie net subjektief ek en my behoeftes nie, maar wanneer hy vir individue bid dat die liefde van Jahwe meer en meer oorvloedig word, is dit in lyn met die grootste skepingsdoel tot lof en eer en heerlikheid van Jahwe. Ons het die afgelope week, ek dink dit was gisteroggend, Jesaja 55, jy sal met vreugde trek in die blydskap, en die doringboom word van 'n struik wat getuig van die vervloeking, van die pyn en lyding, word 'n mirteboom, sinvol, 'n suurlike boom. Dis waarvoor Paulus bid. Dat ons van 'n dooie lewe, 'n passiewe lewe, 'n selfgesentreerde lewe, ek lewe vir myself, sal verander word na die vrug wat deur die Heilige Gees gedra word, die vrug van geregtigheid wat daar is in Yeshua Messia, tot heerlikheid en lof van God. Kom ons stel ons harte voor Vader in. En ons vra hom om in ons lewe daardie onderskeiding te bring. Deursoek my, sê die psalmdigter, toets my. En kyk of daar by my 'n weg is van smart. 'n Weg van smart is nie noodwendig ek is in hierdie konflik met iemand en ek wens hy wil seer kry en ek wens, dis nie noodwendig 'n weg van smart, is nie noodwendig ander se ongeluk nie. Dit is soms net my eie gemaak. Ek lewe net vir my gemaak. 'n Weg van smart kan baie keer verskans wees wanneer ons die lof en die heerlikheid van Jahwe mis. En ons is ingestel op my voorspoed, op my heerlikheid, op my eer, of op die eer van mense, die eer van my kind wat moet presteer, of die eer van my gunsteling sportspan. Die oomblik as dit wat in jou hart is, nie meer die eer en die heerlikheid met die oog op Yeshua se openbaring is nie, is jy besig met 'n weg van smart. Hoekom 'n weg van smart? Want al daai dinge sal vergaan met vuur. Bring die dood voort. Vrug dra is tot lof en eer en heerlikheid van Jahwe. Want ons 'n dag wanneer die vrugte, en ons weet nie hoe stel dit wees nie, want hoe sal my selfbeheersing vandag, hoe sal dit in daardie dag vergestald word? Ons weet nie presies hoe nie, ons weet net, ons sal Yeshua sien soos hy is, ons sal aan hom gelyk wees, daardie beeld, daardie reinheid, al die vrugte van die Gees sal net daardie glans wees. En daarom is dit Paulus se gebed as hy in die tronk is. Kyk hierdie 2 milieus. Hy bid vir die gemeente met die oog op Yeshua se koms, 'n dag van soete ontmoeting. 'n Dag wat alles oortreffend is. 'n Dag wat Paulus sê, die lyding, Korintiërs 4, die lyding nou, weeg nie op teen die heerlikheid wat geopenbaar gaan word nie. Die direkte mure en tronk wat ek nou ervaar, is nie my einde nie. Dis reeds die middel waardeur ek lewe, verander word, gevorm word vir hierdie groot dag van ontmoeting. Ek wil vir elkeen jonk en oud, as ons jonk is ons voortvarend, en ons ken nog nie die lewe en ons het soms verkeerde perspektief. En baie keer as ons ouer word, dan voel ons so half moeg en sê, ag, ek het nie meer 'n doel op aarde nie, en my tyd is verby. Nee, vir beide, vir ons almal, van die jongste tot die oudste. Die dag van Yeshua is ons groot verlange, maar tot dan, laat ons, soos wat hier staan, in die liefde meer en meer oorvloedig word, in kennis en in alle ervaring, geestelike vermoëns, volwasse wording, sodat ons die beste dinge, dit waarop dit aankom, kan onderskei, dat die reinheid van Jahwe vir ons
ons grootste begeerte sal wees in die onreinheid van die wêreld, ons grootste afskuw. Dat ons weer kan onderskei tussen wat rein en reg en regverdig is, tot op die dag van Yeshua. Dat daar by ons 'n gesonde verwagting van die wederkoms sal wees. 'n verwagting wat vergestalte kry in my ywer om vrug te dra, want is die vrug wat geopenbaar word in Yeshua met sy dag. Die vrug van geregtigheid. Hy is ons geregtigheid. En dit bestaan net alleenlik in Yeshua Messia, en daar's 'n doel, tot lof, tot heerlikheid en lof van God. Hierdie gebed van Paulus vorm dan deel van hierdie eerste deel, die blymoedige dienskneg. En nou kan ons vir mekaar sê, hoekom kan Paulus 'n blymoedige dienskneg wees? Wel, die een aan wie hy die dienskneg is, en die een se raadsplan aan wie hy die dienskneg is, dit gee vir hom die regte perspektief, selfs in die tronk. Selfs met 'n gemeente wat nog nie is waar hulle moet wees nie. Maar hy het 'n vertroue. Ons het gesien in die begin, Paulus en Timoteus diensknegte. Maar het 'n vertroue dat Jahwe vir die werk begin het, dit sal voltooi. Kom ons fokus op die werk van Jahwe. Ons besing dit, ons bedink dit en ons vertrou daarop. Ons sien in mense se lewens soms 'n stryd en ons raak negatief, want dit is nie lekker nie. Dit is onaangenaam. Dit is soms makliker om te skinder oor iets, as om werklik toe te tree in gebed, met die oog op Yeshua se koms. Kom ons kry die regte perspektief. Die gemeente van Jahwe word opgetel op die berg van Jahwe om hom te ontmoet, en alles in 'n beter lig te sien. Die middelste deel van die blymoedige dienskneg, het Paulus gesê, ek bid, ek dank Jahwe in al my gebede. En vandag se deel het hy gesê, wat is die inhoud van hierdie gebed? Vandag se deel vers 9 tot 11 verduidelik wat was vers 3 en 4 se gebed gewees. En dan verstaan mens hoekom hy Jahwe kan dank. Want hierdie werk is nie net iets wat elkeen vir homself en uit homself moet doen nie. Dis die skepingswerk van Jahwe. Die landbouer staan self by die wingerdstok. Met die belofte dat elkeen wat in my bly, sal veel vrug dra, en ek maak hom skoon, sodat hy meer vrug kan dra. Hoor hoe mooi sluit Johannes 15 aan by Paulus se verlange, dat die liefde meer en meer en meer sal word. En daarom kan ons hierdie gedeelte van die blymoedige dienskneg afsluit, vers 1 tot 11, om te sê, Yeshua is die volmaakte dienskneg. Wat wanneer hy sy volk kom dien het, wanneer hy sy kudde kom dien het, dit gedoen het met die oog op die vrug, wat sy sterfte sou bring, die opstanding. Die werk wat Yeshua kom doen het, byvoorbeeld in 'n Petrus of 'n Andreas of 'n Filippus se lewe, was meer en meer en meer. En daaruit het ons gesien, uit Yeshua se volmaakte diensbaarheid volg die apostels. En uit die apostels se prediking en toerusting en gawes wat die Gees gegee het vir die heiliges, volg oor die eeue heen ons, wat volg in hierdie spoor. Hulle leef nie meer hier op aarde nie. Dit is nou ons beurt om vir mekaar te bid, hierdie gebed. Vader, daardie persoon wat 'n stryd het, ek bid dat u liefde meer en meer in sy lewe sal word. Vader, daar waar daardie jong mense sukkel om te onderskei tussen die begeerlikhede van die wêreld en aansien en voorspoed, dat u vir hulle daardie onderskeidingsvermoë sal gee, al is dit deur 'n beproewing, al is dit deur hoe u ook al in u wysheid besluit, dat hulle sal leer wat maak saak. Want ons almal sal voor Yeshua staan op sy dag. En ons dank Jahwe, dat terwyl ons vir mekaar bid, soos ons vanoggend gehoor het, dat ons moet ondersoek of ons in die geloof staan, self. As ek bid dat Jahwe se liefde meer en meer in ander se lewe word,
is daar in my lewe 'n getuienis dat dit meer en meer word. As ek bid vir Jahwe, Vader, gee vir daardie persoon onderskeidingsvermoë, is daar in jou lewe onderskeidingsvermoë. En so is ons almal besig om in die beeld van Yeshua te groei. Kom ons staan en bid ons saam. Ons ewige Vader Jahwe, dankie dat die woord sê dat die vrug van die regverdige is kostelik. Dis 'n boom van die lewe. En ons dankie dat dit in Yeshua ja en amen is. En dat uit sy lewe daar ook vir ons lewe gekom het, sodat ons vrug ook vir u kostelik kan wees. Dankie dat ons hierdie boodskap ook so saadjies aan u kan toevertrou en vra, wees u die naprediker. Wees u die een wat in elkeen van ons se lewe geestelike groei werk, 'n waaksaamheid en 'n volharding totdat u kom. Vader, en dat daar by ons 'n blydskap sal wees, 'n alles oortreffende blydskap, omdat ons weet, saam met die Heilige Gees, daar is vir ons 'n pad van geestelike voorbereiding, geestelike groei, met die oog om u te ontmoet. Dankie daarvoor. Ons bid dit tot u eer en u verheerliking in Yeshua. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. In Yeshua deur die krag van die Heilige Gees. Amen.